was vir my verskriklik treffend en verskriklik mooi toe ek so 'n tydjie terug in my stilte tyd lees van die vrou wat vir jare aan bloedvloeiing gely het en in 'n skare mense aan Jesus geraak het. En as jy in 'n skare mense is, dan raak baie mense aan jou. Maar toe hierdie vrou aan Jesus raak, is hy onmiddellik bewus daarvan. En hy vra, wie het aan my geraak? En dit is nogal 'n snaakse vraag om te vra, terwyl baie mense om jou is en om jou saamdrom en baie mense aan jou raak. Maar hy is die bewus, hier's iemand wat aan hom geraak het vir 'n sekere rede. En hierdie vrou was nogal blootgestel gewees en sy het gesê dit is sy wat hierdie siekte het en sy wat regtig glo dat Jesus haar kan genees. En dan hierdie verskriklike mooi woorde wat Jesus sê, my liewe vrou, jy het gesond geword omdat jy bereid was om my te vertrou. Ons lees dit in Markus 5. Vertroue. Sy het hom vertrou. Dis so 'n belangrike beginsel. En dan net na haar verhaal, direk na haar verhaal in Markus 5, lees ons van hierdie kind wat ernstig siek is. En toe Jesus nou naby die huis kom van hierdie kind, toe kom die mense aangestap en sê, nee, ag, Jesus, jy hoef nie meer te kom nie. Sy's reeds dood. En Jesus sê die volgende woorde, vertrou my net, jy hoef glad nie hartseer of bang te voel nie. Glad nie bang of glad nie hartseer nie. Vertrou my net. Dieselfde woorde wat hierdie vrou gehoor het. Hoor hierdie man oor sy dogtertjie. Moenie hartseer wees nie, moenie bang wees nie, moenie benoud raak nie. Vertrou, plaas jou vertroue in my. En die kind is genees. Soos hierdie vrou genees is hierdie kind wat oënskynlik dood was, is gesond gemaak. Sy's letterlik uit die dood terug na die lewe toe. Waaroor? Vertroue. En dan net die bladsy langs dit, in hierdie vertaling wat ek lees, is die perikoop van Markus 6, Jesus se eie mense in Nasaret vertrou hom nie. En dan lees ek, Jesus self was nogal verras dat sy eie mense hom nie wou vertrou of glo nie. Wat 'n verrassing vir Jesus, sy eie mense glo hom nie. Hier het ons nou hierdie vrou met die bloedvloeiing wat vertrou. Hier het ons hierdie man wat hom vertrou met sy siek dogtertjie wat later dood is, maar Jesus sê vertrou net. En dan sy eie mense wat hom nie vertrou nie. En ek en jy moet besluit, is ons deel van daardie eie mense wat nie vertrou nie, of is ons deel van sy eie mense wat hom wel vertrou, wat wel met vrymoedigheid na hom toe kom, enige iets, enige saak, enige probleem, enige uitdaging, en ons plaas ons vertroue in die Here alleen.